beteken dit om regtig 'n kind van God te wees? Wat beteken dit om regtig 'n kind van God te wees? Ja, ons het, as ek vir jou sê, wat beteken dit vir jou om 'n kind van God te wees? Dan het ons 'n lys van natuurlike, nie natuurlike goed nie, maar logiese goed wat ons gaan sê. Ek is verlos. My sondes is vergewe. Jesus het my vrygemaak. Die goed wat ek en jy oor die algemeen verstaan, dis wat dit beteken om 'n kind van God te wees. Jesus Christus het my gered, ek het my sondes bely, hy het my vrygespreek, vergewe, ek is op pad hemel toe. So ons het sekere goed wat ons outomaties antwoord. Maar ek wil nie vanoggend met jou praat oor die goed wat ons outomaties antwoord nie. Ek wil met jou vanoggend praat oor die goed wat ons nie antwoord nie. En wat ons baie keer heeltemal miskyk. Ek en jy moet een ding verstaan. Die dag toe jy jou knieë buig voor Christus Jesus en hom erken as God en koning van jou lewe. Die dag toe jy erken het, Jesus, U is die weg, die waarheid en die lewe. As jy dit nog nie gedoen het nie, jy moet een of ander tyd daarby uitkom, die tyd is min. Maar die dag toe jy dit gedoen het, toe jy die keuse maak om Jesus koning van jou lewe te maak en Here van jou lewe te maak, het alles verander. Alles het verander. En het is belangrik dat ek en jy dit besef, en die Bybel praat oor baie plekke, oor baie goed rondom hierdie verandering wat in jou en my plaasgevind het. Ons lees onder andere in Lukas, die 5de hoofstuk, vanaf vers 36 tot 39, en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel. Niemand sit 'n lap van 'n nuwe kleed op 'n ou kleed nie. Anders skeer die nuwe ook, en die lap wat van die nuwe afkom, pas nie by die oue nie. Niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie, anders sal die nuwe wyn die sakke skeer en dit sal uitloop en die sakke sal vergaan. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word. En albei word saam behou. En niemand wat ou wyn gedrink het, wil dadelik die nuwe hê nie, want hy sê die oue is beter. Ja, hier is so baie goed, ek kan 'n hele preek net maak hierdie stukkie uit. 'n Paar preke eintlik. Maar die woord van die Here sê, daar's 'n tyd en 'n oomblik toe ek en jy deur die Gees van God vernuwe is. En jy soos nuwe wyn. Hy sê, maar jy het nog jou ou wynsak. Ja, jy sien, hy sê, I made you new. Dis wat hy sê. Kyk gou wat sê hy vir ons in 2 Corinthians 5:17 says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. You cannot continue as you have. Jy kan nie aanhou, die oomblik as jy jou hart aan die Here gee, jy kan nie maar net aanhou met jou lewe nie. Die Here het jou nuut gemaak, jy is nuwe wyn, hy sê, jy kan nie hierdie in 'n ou sak gooi nie. Daar moet 'n nuwe sak kom. Jy kan nie 'n nuwe lap op 'n ou lap sit nie, jy moet nuwe klere kry. Alles, hy sê, alles het verander, en ons kom op 'n plek baie maklik, waar ons vir die Here sê, Here, dis okay, ek weet, ek is nou op pad hemel toe. Ek weet, ek is op pad soen toe. Maar ja, hierdie dingetjie kan nog nie verander nie. Hierdie dingetjie kan nog nie verander nie. Dis 'n bietjie later, ek weet, wanneer die Here met ons praat, dan ons 'n stoeigeveg aan die gang oor, hoekom het hierdie nou verander? Hoekom het ek nou anders te leef, anders te dink, anders te doen? Want dis wat gebeur, jy's 'n nuwe mens.
Jou gees het nuut geword. You've got a new spirit. Now my soul and even my body must catch up with my spirit. Iets moet langs die pad gebeur met my man. Iewers moet iets gebeur en deel daarvan en die woord is vol daarvan. A.W. Tozer said the following, he said, "This generation has forgotten that the gospel message does not clean up and shine the outside of a person. Rather, it bores into the very heart and soul of a person and radically changes that person from the inside forever." Dat by wedergeboorte het iets magnifieks en goddeliks en wonderbaar plaasgevind. Jy het 'n splinter nuwe wedergebore gees. Maar nou moet jou siel opvang. Jy moet nou bykom. Jy moet nou by hierdie nuwe gees van jou kom met jou siel, jou liggaam en jou siel en jou gees is een. Jy kan nie apart leef nie. Jy kan nie met my gees daar leef en met my siel daar leef nie. Dit werk nie so nie. So dis belangrik dat ons verstaan die oomblik wanneer ek en jy ons knie buig voor die Here, voor Jesus Christus en erken dat U is die seun van God en verlossing en vrymaking en redding en hoop en vergifnis is alleen in en deur U te kry. Die oomblik as ek dit doen en die Heilige Gees kom en hy wederbaar my en ek is 'n nuwe mens, dan behoort ek aan 'n nuwe koninkryk. Die oomblik as ek dit doen, behoort ek aan 'n nuwe koninkryk. Die ou koninkryk is die vyand in beheer. O, jy dink jy's in beheer, maar jy's nie. Die vyand is in beheer. So when I change my allegiance, wanneer ek my verandering het van wie ek erken as koning in my lewe. Die oomblik as ek dit doen met daai erkenning van Jesus, U is nou die koning van my lewe. Dit beteken ek staan onder 'n nuwe koning en ek staan onder 'n nuwe koninkryk. En dit beteken iets. Daar's iets wat langs die pad met my moet gebeur. Ek en jy moet verstaan, koninkrykslewe is nie gewone lewe nie. Ek kan nie net aangaan soos wat ek was nie. Koninkrykslewe sê ek het nie net 'n ander eindpunt nie. Ek het 'n ander lewe. Ek het nie nou net verander van hel na hemel toe nie. Ek het heeltemal verander. Baie keer dan dink ons bekering is soos daai, so 'n slap links. Jy sien, ek stap en ek is bewus van my sonde en ek wil nie graag hel toe gaan nie, of daar's 'n krisis in my lewe en ek besluit, Jesus, wel, U is die enigste antwoord vir my krisis, so ek vra U, help my, vergewe my sondes, en al wat ons dink is net so 'n slap links wat ons vang. Daar sê nou, gaan ons met ons slap links voort. Dis nie wat dit beteken nie. Bekering beteken iets heeltemal anderster. Bekering sê dis 'n omdraai. Daar is 'n ander eindpunt. Ja, daar is 'n ander eindpunt. Maar jy kan nie op hierdie roete aanhou loop en dink jy gaan by daai eindpunt kom nie. Bekering sê draai om. Dis 180 grade wegdraai van wat ek, nie net van my bestemming nie, maar van my lewe. A new creation means it's not just my destiny that changes, it is me, I that changes. Ek verander. Hierdie mens verander. So wat beteken dit dan om te sê
ek het die koninkryk gekies, en as ek die koninkryk gekies het ek 'n paar goed gekies. Ek het gekies om alles op te gee vir Christus. Ek het gekies om alles op te gee. Alles. Liggaam, siel, gees. Alles wat aan my behoort, of wat ek dink aan my behoort, alles behoort aan hom. Koninkrykslewe sê, ek lewe met wat die koning my toelaat om mee te lewe. Ek doen die goed wat hier die nuwe koning vir my lewe toelaat om te doen. So hoeveel van jou het jy al oorgegee? Jy sien, dis nie 'n slap links nie. Dis 'n omdraai, daar's 'n nuwe koning op die troon van my lewe. En ek gee alles oor aan hom. Elke stukkie van my lewe behoort aan die koning van die konings. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Kan ek vir jou 'n vraagie vra? Het 'n dooie mens enigiets? Niks. Nie 'n wil nie. Hy het nie 'n droom nie. Hy het nie kos nie, hy het nie klere nie. Hy het nie geld nie, hy het nie besittings nie. Hy het niks. Ek is met Christus gekruisig. Hy het nie meer geite nie. Hy het nie meer goeders nie. 'n mens wat gesterf het, is niks. Nou luister gou vir my mooi, terwyl ek en jy in een asem sê, ek is die kind van die almagtige God, in dieselfde asem sê ek is niks, Here. Jy moet sterwe. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek kan maar nou net klaar maak en huis toe gaan. Maar Christus lewe in my. Ek is dood, Christus lewe in my. Die lewe wat ek het is as gevolg van Christus. Die planne, die drome, die goed, die besittings, maak nie saak wat ek nie, die kinders, die vrou, alles wat ek het, is omdat Christus in my lewe. Is as gevolg van Christus, wat in my woon. En nie ek nie. So maak klaar met jouself. Hou op om jouself dan nou kort so groot te wil laat lyk en op te tel en te sê, look at me. Nee. As ons sê kyk, dan sê ons kyk na Christus in my. Sien die koning. Sien die Here. Leef. Dis waar ek en jy veronderstel is om te leef. Hy sê ek wil nie nou in die vlees en wat ek nou in die vlees lewe. Lewe ek deur die geloof in die seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Jy sien, hoekom kan ek alles vir hom gee, want hy het alles vir my gegee. Ons almal ken mense wat graag wil hê. Hulle wil hê, maar hulle gee niks. Dit werk nie, is dit? Dit werk nie vir ons nie. Maar as jy iemand ken wat graag gee, wat sy tyd gee, wat hulle lewe gee, wat net gee. Jy wil graag so iemand, jy gee graag terug vir so 'n mens. Is dit nie? Broer en suster, Jesus het alles kom gee. Daarom het hy die reg om by jou en my alles te vra. Want hy het alles gegee. En alles wat ek en jy het en is, kind van God, luister gou mooi vir my,
kind van God. Ons is niks sonder die koning nie. So sorg jou hoogmoed uit. Sorg jou selfgesentreerdheid uit. Jy behoort aan 'n nuwe koninkryk. En daar is 'n nuwe koning en hy is op die troon. En jy leef nie meer nie, jy's dood. En wat jy leef jy as gevolg van hom. Wanneer ek hierdie nuwe koninkryk kies, dan kies ek om met 'n koninkryks denkraamwerk te lewe. Hey, dis nie meer belangrik wat jy wil hê nie. Kind van God is nie meer belangrik nie. Weet jy wat belangrik is? Dis wat die koning wil hê. Dis waaroor dit gaan. Wat wil die koning hê? Hoe voel die koning oor iets? Hoe voel Jesus, die koning van alle konings, wat hier in my hart heers, hoe voel hy oor hierdie goed? Hoe voel hy oor my denke en my lewe en wat ek doen op hierdie aarde? Wanneer ek met mense werk, dan werk ek met mense vanuit die koninkryks denkraamwerk. Ek kan nie met die ander mense wat deel is van hierdie koninkryk doen wat ek graag wil doen nie. Of doen wat ek net wil nie. Nee. Ek moet vir die koning vra, wat doen ek? Dit beteken, nie meer my wil nie, maar u wil geskied, Here. Nie meer my koninkryk kom nie, maar u koninkryk kom. Laat u koninkryk kom. Nie myne nie, nie wat ek wil nie hoe ek het sien, of hoe ek daaroor dink nie. Dit beteken, my denkraamwerk moet verander. Kind van God, ons moet anders te dink oor wie ons is en wat ons is. So jy's eintlik dood en alles is aan hom oorgegee en jy is onder 'n nuwe koning en alles wat geld oor sy koninkryk. Luister gou mooi vir my. Wag, kom ons lees die vers voordat ek praat. Kom ons laat die vers praat. John 17:14-17 says, I have given them your word and the world has hated them because they are not of this world. The world hated them because they are not of this world, just as I am not of the world. Jy sien, wanneer die wêreld ons begin lief kry, dan moet ons verstaan, ons is nie regtig nie van hierdie wêreld nie, ons begin al hoe meer soos hulle lyk. You are different. You're a peculiar people. You're a holy priesthood. Ek en jy is anderster, man. I do not ask that you take them out of this world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. Mense, ek en jy behoort nie aan hierdie wêreld nie. So moenie laat hierdie wêreld jou regeer nie. Moenie laat die goed wat in hierdie wêreld besig is om plaas te vind, jou hart en jou kop lei nie. Laat die koning van die koninkryk aan wie ek en jy nou behoort jou lei. Ons is so maklik geneig om hierdie wêreld hier om ons te vat en op te lig en te verhef na iets toe wat dit nie veronderstel is om te wees vir 'n kind van God nie. Ja, ons leef met hierdie denkraamwerk van dit wat hier om my aan die gang is so verskriklik belangrik. Nee, hierdie goed is nie belangrik, dit gaan verby. In die prentjie van die hele wêreld is dit wat tans met jou en my in Suid-Afrika gebeur, niks. Gaan lees die geskiedenis en kyk daardeur en sien
hoe volkere en nasies opstel, mense wat magtige koninkryke was, wat die grootste dele van die aarde geregeer het, is vandag niks. En dan is ons baie keer so ingestel op ons koninkryk. Ek wil, dis nie so wyd soos Suid-Afrika, dis net so wyd soos my huis. En 'n partykeer is dit net so wyd soos my skoene waarin ek staan. So hier is my koninkrykie. Wel, as dit jou koninkryk is, en wie is die koning? En as jy die koning is, dan is dit mos nou jou reëls wat geld. Maar weet jy wat, as jy die koning is van jou koninkryk, is jy nie onder die koning van die konings en sy koninkryk nie. Dis eenvoudig. Ons luister in, man. Ek wil nog gou ietsie sê, en ek wil hê jy moet nou mooi hoor wat ek nou gaan sê. Asseblief. So daai telefoon net afsit, asseblief, man. Vat ons fokus weg. Is hy af? Hy is nie net, hy gaan nie weer bel nie. Hy moet afwees, asseblief. Okay, of die klank moet net afwees, asseblief. Okay, dankie. Is die klank nou af? Okay, thanks. Okay, ons almal het alle foon aan vergeet. Mense moet ons nie bel as ons in die kerk is, man. Okay, kom ek sê net, ek bring dit nou net gou weer terug, dat ons net die fokus by mekaar kry. Ons kan so maklik 'n koninkryk wat op hierdie aarde is, verhef bo die koninkryk van Jesus Christus. En ek gaan nou ietsie sê, en jy gaan dalk nie daarvan hou nie, maar ek gaan dit nog steeds vir jou sê, want dit is my verantwoordelikheid. Hier is van julle, wat die koninkryk van Israel, bo die koninkryk van Jesus Christus maak. Luister mooi, ek sê nie, dis nie belangrik wat daar gebeur nie. Ek sê nie, ons moet nie bid nie. Maar van julle maak hierdie koninkryk wat op hierdie aarde is, belangriker as Jesus Christus se koninkryk. You don't belong to the kingdom of Israel. You belong to the king, the Messiah. Dis die een aan wie jy behoort. En is sy koninkryk, en hy self het gesê, my koninkryk is nie van hierdie aarde nie. So luister gou, as jy jou koninkryk op hierdie aarde het, is jy nie deel van God se koninkryk nie. Filippense 3 vers 20 sê, hy sê, want ons burgerskap is in die hemele. Kan ek gou net sê, waar is jou burgerskap? Kind van God, waar is jou burgerskap? In die hemele. Julle sê het maar saggies, maar dis die waarheid, né? Okay. Van waar ons ook as verlosser verwag deur Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Jy sien, my burgerskap is nie op hierdie aarde nie. Ek word nie, mooi, luister mooi, ek is nie onaangeraak nie. Jesus sê, die vorige vers sê, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Hierdie wêreld en sy goed raak jou en my. Maar dis nie my koninkryk nie. Ek bid hiervoor, want God sê ek moet bid. Ek bid vir die leiers. Ek vertrou God om 'n verskil te maak. Ek staan op teen ongeregtigheid en teen leuns en wat ook al jy dit wil noem. Ek spreek aan waar ek moet aanspreek en ek doen wat ek moet doen. Maar my lewe draai nie rondom dit nie. Ek sit nie in sak en as daaroor nie. Hoekom nie? Want ek het 'n koninkryk wat in die hemel is.
het 'n koning wat in die hemel is. Jesus Christus, my Here. En hoewel ek elke dag die nuus lees en elke dag sien wat gebeur in Israel en wat en hoe hulle en al die goed is wat geveg en ek elke dag bid vir wysheid en insig, is die meeste van die mense wat leiers is in daai land op hierdie stadium ateëste. En hulle glo nie in Messias nie. Hulle glo nie in Jesus Christus en die verlossingswerk wat hy kom doen het aan die kruis van Golgotha nie. So bid vir hulle bekering, ja. Bid dat God ingryp op 'n magtige manier en 'n verskil maak. Ons weet wat sê die woord van die Here vir ons wat lê in die toekoms. Maar dis nie my koninkryk nie. Jesus is my koning. En dis sy koninkryk. Dis my koninkryk en sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. 1 Peter 2 vers 11 sê geliefdes, hy sê geliefdes, ek vermaan julle dan as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van die vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Hy sê ek en jy is 'n bywoner en 'n vreemdeling. So wat is hierdie begeertes? My wil, my emosies en my denke is konstant besig om stryd te voer teenoor die feit dat ek 'n vreemdeling is en 'n bywoner op hierdie aarde. Broer en suster, dit is so maklik vir ons om die goed van die wêreld, jou en my, goedjies, so groot te maak. Jy sien, want dit raak ons siel. En ons siele is nogal emosionele goedjies. Is dit nie so nie? Ja. Die plek van jou wil en jou emosies en jou denke. Dit raak ons siel. Dit roei ons siel, hierdie goed. En ons raak onstuimig oor die goed hier om ons. So onstuimig dat ons vergeet, ons behoort nie aan hierdie koninkryk nie en ons behoort nie aan hierdie wêreld nie. En ons het 'n koning. En ons het 'n koninkryk aan wie ons behoort. So deel met die goed wat jy mee stryd voer hier binne. As jy aanhou om konstant dieselfde probleem oor en oor te hê met 'n ding. Dalk lê die probleem nie by die ding waarmee jy 'n probleem het nie, dalk lê die probleem by jou. Dalk moet jy net hier ingaan en vir die Here vra, Here, kom help vir my. Maak my oë oop dat ek die koninkryk kan sien en dit waaroor dit aangaan. In die Engels sê hy dit, ek het dit nou in die Afrikaans, want hierdie Engelse woord is 'n rowwe woord. Hy sê, Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passion of the flesh which wage war against your soul. Ja, ek en jy moet maar met die liggaam en die gees, die siel van ons moet ons maar roei. Ons behoort nie aan hierdie wêreld nie, ons het 'n nuwe koninkryk van wie ons deel is. Nicole Souvar het gesê, a kingdom mindset involves viewing the world from God's vantage point, aligning our lives with His purposes, prioritizing God in our decision making, and pursuing His glory, His honor and glory with our words and our actions. Dis wat 'n koninkrykslewe is. Ek dank Vader dat terwyl ons deel is van 'n koninkryk, 'n ewige koninkryk, gebruik hy ons hier op hierdie aarde om 'n verskil te maak. Ons gaan sit nou nie net op 'n blou stoeltjie iewerste of 'n rooi of 'n grys stoeltjie en sê ek wag vir die hemel nie. Dis nie wat koninkryks denke is nie. Daar's baie ander mense wat nog nie in hierdie koninkryk is nie, wat ons moet inbring. Maar daar's baie mense wat se kleed nog nie reg is nie, en ons moet hulle help om hulle kleed reg te kry. So ons is deel van hierdie wêreld en ons werk in hierdie wêreld, maar ek behoort nie aan hierdie wêreld nie. Ek het 'n ID-boekie, en in my ID-boekie het ek 'n ID-nommer. En daai ID-nommer is deur 'n regering aan my gegee. Maar ek behoort nie aan hierdie regering nie. Ek behoort aan die koningssinne.
sort dit uit hierbo in jou hart. Ek leef as ek 'n koninkrykslewe leef, dan leef ek deur die Heilige Gees wat in my woon. Dit klink logies, is dit nie? Maar jy sien, ons almal het die vermoë om vir Heilige Gees te sê nee. En ons doen dit op 'n redelike gereelde basis. Of om nie net vir hom te sê nee nie, om hom sommer net flat te ignoreer. Wie van julle dit al reg gekry? Ja, wanneer hy in ons lewens inspreek, ignoreer ons hom net. Ons luister net nie. Of as ons dan nou die slag luister en hoor, dan sê ons vir hom nee, want ons wil ons eie pad loop, ons wil ons eie ding doen. Om oorgegee te leef met Heilige Gees binne in my, en ek leef deur Heilige Gees binne in my, beteken ek stap die pad wat God wil hê ek moet die pad stap. En die Here moet ons help, want ons is baie ver daarvan af. Maar jy kan ten minste as 'n kind van God, as 'n wedergebore kind van God vir jouself sê, Here, ek begeer, Heilige Gees, dat U elke sekonde van my lewe sal beheer. Elke gedagte, elke woord. Ek begeer dat U werklik, nee, U is daar en U wil dit doen en ek weet U doen dit, Here, maar ek begeer dat ek werklik oorgegee sal leef. Met geopende geestelike ore om te hoor wat die Here vir my sê. En 'n gewilligheid en die moed om te doen wat hy sê. Jy sien, baie keer is die goed wat die Here met jou en my oor praat, die goed wat ons siel aanraak, daar met my wil en my emosies en my denke is, en daai plek rebelleer teen die Here, en dis hoekom ons sê nee. Want ons leef deur die vlees en deur ons siel en nie deur die Heilige Gees nie. Ons leef nie as mense wat ingestel is om sy stem te hoor nie. Romeine 8 vers 5 tot 9 sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is dood. Maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. As naamlik die Gees van God in julle woon, maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Ek bedoel, wat moet ek nou meer sê as dit wat daar staan? Hoeveel leef ek en jy regtig deur die Heilige Gees? Of sit ons net ons koppe neer en sê, hier stap ek my padjie wat ek stap. Basta met die wêreld, basta met enigiemand. Ek stap my pad. Ek doen my ding. Wel, ek en jy behoort aan 'n nuwe koninkryk, en ons behoort aan 'n nuwe koning, jy kan nie meer jou ding doen nie. Jy sien, wanneer ek my hart aan Jesus Christus gee, is daar 'n tyd en 'n plek, waar ek moet sê, nie meer my wil nie, Here, maar U wil geskied. Daar is 'n tyd en 'n plek, waar ek as mens werklik moet sterwe, daai deel wat ons gelees het, ek is saam met Christus gekruisig. Ons maak dit maklik filosofies. Filosofies sê Jesus, die dag toe ek my hart aan U gee en ek is wedergebore, is dit eintlik my sterwe en my opstanding en ek is gedoop, en die doop sê in Romeine vir my dis 'n begrafnis en opstanding en al die goeders. Ek is nou nie. Nee man, leef nie. Dink nie. En laat Heilige Gees jou denke dag na dag vernuwe en deel met die kwaad en die goed wat in ons siele rondloop, wat ons met bagasie saam met ons dra van baie jare af. Maak klaar met jouself. En gee oor aan Jesus Christus en die Heilige Gees in jou lewe. Romans 8:12-13 sê, so then brothers,
we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh, but for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Wie van julle wil regtig lewe? Nou as ons regtig wil lewe, moet ons ophou om die leuen van die vyand te glo wat sê jy is in beheer. En jy bepaal wat is regtig lewe. Die oomblik wanneer ek en jy, broer en suster, in lyn kom met God se wil, God se droom, God se plan vir my lewe. En ek laat Heilige Gees my tree vir tree in daai plan en daai pad lei. Dan begin ek lewe. Dan word jy die mens wat God bedoel het, jy moet wees. En wat God beplan het vir die grondlegging van die aarde af, jy moet wees. Maar die vyand sê, soos wat hy met Adam en Eva gemaak het. En nee, God sê hierdie, kom ek sê vir julle, hier is 'n ander paadjie. Hier is 'n shortcut. Wil jy regtig gelukkig wees? Wel, volg jou eie kop. Wil jy regtig gelukkig wees? Leef asof hierdie wêreld en sy goed jou koninkryk is. Wil jy regtig gelukkig wees? Jy kan mos nie alles doen wat die Here vir jou sê nie. Ek wil hy sê nie altyd reg nie. Dis wat hy sê. Dis wat ons glo. Dis wat ons leef. Leef jy deur Heilige Gees. Jy sien om 'n koninkrykslewe te kies ek om my lewe in lyn met God se wil te lewe. Ek soek na sy wil. In alles. Ek leef met 'n ingesteldheid, aanhak by die vorige punt, met 'n ingesteldheid, Heilige Gees, U leef in my, maar U leef nie net in lyn, U leef deur my. En daar waar U my lei, daar stap ek. Daar doen ek. Dis die lewe. Dis werklike lewe. Kolossense 3 vers 9 tot 11 sê, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het, en julle met die nuwe mens bekleed het, wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy Skepper. Maar wat daar 'n Griek en 'n Jood, besnede of onbesnede, barbaar, skief, slaaf, vryman is, waar daar nie dit is nie, maar Christus is alles in almal. Ja, ek en jy moet verander na die beeld van Christus. Dit beteken ek moet konstant luister na God se wil vir my lewe. Kyk gou dan net na hierdie prentjie. Wie van julle weet dat ek daai skroef nooit binne daai hout ingedraai gaan kry met daai tool nie? Ek bedoel, as jy niks van gereedskap af weet nie, dan weet jy dit ook. Jy kan dit mos nou sien. Jy sien, solank ek buitekant God se wil leef, is dit presies wat ek is. Ek probeer op 'n ander manier mens wees, wat God nie bedoel het ek moet wees nie. Dink jy God het iewers te langs die pad gedink, weet jy wat, hierdie mense, ek het hulle gemaak, en ek dink, net om vir hulle die lewe ongemaklik te maak, kom ek maak 'n paar reëls en regulasies. En ek het 'n paar reëls en regulasies, nou kry julle vir hulle. En dan so nou en dan het hulle dingskram bo in die hemel, en dan as hulle klaar gedink, en dan sê, hier is 'n nuwe reël. Is geen nog 'n reël vir hulle. Is dat hoe God werk? Nee, broer en suster. Ek en jy moet verstaan, dat God se wil vir die mens, wat ons ontdek hierin, die riglyne en die raad wat hierin opgeskrywe is vir jou en vir my, dit wat daarin is nie om my grense te gee nie. Dis vyanddenke. Dis aardse denke. Dis aardse koninkryk denke. Jy sien, daar's 'n reël wat sê ek moet 60 ry in hierdie gebied.
En ons sien dit as 'n beperking. Niemand sien dit as lewe nie. Jy moet 120 ry op hierdie pad. Ons sien dit as 'n beperking, nie as lewe nie. En dis die wêreld se denke. Dit maak jou toe, dit vorm jou, dit druk jou in 'n hoekie, dit druk jou in 'n blikkie. Almal is besig om almal in mekaar so in 'n blikkie te druk. En die Here sê nee, dis nie hoe my wil werk nie. Dis nie hoe my reëls werk nie. As ek vir jou sê doen hierdie, is daar 'n spesifieke doel, want dit is hoe jy gemaak is om te lewe. En as jy so lewe jy regtig. Wil jy regtig 'n mens wees? Die beste mens wat jy kan wees? Vervuld, vol lewe? Wel, leef binne die riglyne van hierdie woord. Moenie die leuen van die vyand glo wat vir jou sê jy kan maak wat jy wil en omdat jy kan maak wat jy wil is jy vry nie. Nee, vryheid lê hier binne in God se reëls, in God se regulasies. Iemand het eendag gesê, "What if God's commands are actually given to us for our flourishing? What if they are not arbitrary rules, but more like best practices for being human? What if he's actually trying to help us become truly human?" Hallo. Julle is nou stil. Het ek daai woord verkeerd gesê? Aber ja, daai ene. Julle kan hom lees, okay? Toe Adam en Eva in die tuin van Eden leef, saam met Jesus Christus voor die sondeval, toe leef hulle as volle mense. Sondeval het dit weggeruk, weggestuur, weggelei na gebrokenheid en stikkenheid. En wanneer God vir jou sê, my kind, ek wil nie jy moet hierdie pad loop nie, ek wil jy moet hierdie pad loop, is dit net om jou terug te bring, weg van daar af, weer na volle lewe toe. In terme van jou handelinge, en die manier hoe jy leef, jou manier van praat, jou manier van dink, kan ek jou gou 'n vraag vra? Gaan jy anders te leef in die hemel as wat jy op die aarde leef? Gaan jy anders te praat as wat jy hier op die aarde praat? Dink gou net bietjie mooi. Gaan jy anders te optree met jou vrou? Ja, heel waarskynlik. Maar in terme van handeling en praat en lewe, in die hemel eendag as nou. Gaan jy anders te praat met jou kinders? Gaan jy anders te praat met die mense om jou? Gaan jy op 'n ander manier optree? Ek het nie vir jou, jy's reeds deel van daardie koninkryk, so jy's veronderstel om nou al reeds anders te lewe. Is ons nie? Ek hoop julle hoor ietsiekie. Jy sien, om aan die koninkryk van God te behoort, beteken dat ek leef met hierdie wêreld in vyandskap. Hierdie wêreld is nie my maat nie, hierdie wêreld is nie my vriend nie, hierdie wêreld is nie my pel nie. James 4:4 says, "You adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of this world, of the world, makes himself an enemy of God." Weet jy, baie keer is die woord so eenvoudig, maklik om te verstaan, is dit nie? As jy vriend van hierdie wêreld is jy vyand van God, punt. Dis eenvoudig. So hoe lyk jou vriendskap met hierdie wêreld? Is this world your big pal? Of lyk jy heeltemal anderste? Stel jy jouself in vyandskap teenoor die goed wat in hierdie wêreld aan die gang is? Of is dit net doodlogiese goedjies wat maar net, want ek is
Jy sien, ons is anderster. Ons lyk anderster, ons doen anderster. Om deel van die koninkryk te wees beteken ek het 'n ryk, pulsende bron van lewe en hoop binne in my. Ek gaan dit weer sê, om deel van die koninkryk van God te wees beteken ek het 'n ryk, pulsende bron van lewe en hoop binne in my. Okay, nou moet jy net jou gesig in kennis stel. Sê vir hom, hey, Mr. Face. Mr. Face. Jy sien, baie keer leef ons met hierdie stuk woede en wanhoop hier binne. Jy sien maar, kyk hierson. Dat ek dit nou net mooi stel. Een of ander tyd is almal van ons vies vir iets. Een of ander tyd word jy kwaad. En ek sukkel nogal om so kwaad te raak. As ek ongelukkig is, dan sê my gesig, ek is ongelukkig. Okay? En een of ander tyd gebeur goeters wat so 'n bietjie die mat onder jou uitdruk. En jy bietjie down is en nie lekker voel nie. En dan net jy so 'n bietjie 'n sad gesig. Dis okay, want jy deel daarmee. Maar ek en jy kan nie daar leef nie. Ons kan nie daar leef nie. Ons is meer as dit. Jy sien, die probleem is wanneer ons daar leef, wanneer ons kwaad leef, is omdat daar iewerste 'n bron of 'n worteltjie van iets is wat iewerste vasgemaak is aan ietsiekie wat gebeur het met my. En hy voed my met gif. En ek bly hierdie kwaad mens. Johannes 6 vers 35 en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Hy is die brood van die lewe. Kyk hierso man, as hy in jou woon, dis die bron van hoop. Die bron van vreugde en blydskap en oorwinning leef binne in jou. Nou gaan ons een of ander tyd so begin leef. Gaan ons een of ander tyd opstaan en sê, weet wat nou, ek moet 'n bietjie my denke verander. Ek moet 'n bietjie my denke verander. Ek kan nie so aanhou leef nie. So, hoe lyk jou koninkrykslewe? En ek sluit af met die laaste enetjie. Om 'n koninkrykskind te wees, beteken dat ek op die regte manier met God se woord werk. So, wat is die regte manier om met God se woord te werk? Jy laat toe dat dit wat hier staan jou hier beïnvloed. Ek lees nie net wat ek wil nie. Ek maak nie net my ore oop wat vir my lekker klinkie. Ek maak my ore ook oop vir die goeters wat 'n bietjie sny, wat 'n bietjie diep delf, wat 'n bietjie gryp, wat my bietjie skud. Ek gaan hiernatoe en ek soek antwoorde vir my lewe. Dis wat dit beteken om reg te werk met die woord van God. Om nie met hierdie woord te speel en dit te interpreteer soos ek wil nie. Want dit pas my teologie of my ideologie. Dit is duidelik in die woord dat ek en jy een of ander tyd verantwoording sal doen vir wat ek en jy gemaak het met die waarheid van hierdie skrif. Dit beteken ek en jy moet 'n slag dit leef. Broers, weet jy wat nou? Jy, ons wat hier so sit, daar is sommige mense waarmee ek en jy te doen het. Jy is die enigste Bybel wat hulle lees. Hulle lees nie 'n ander Bybel nie. Jy's die enigste Bybel
En het jy al agtergekom dat hierdie Bybel baie magnifieke goed sê? Ja. Hy sê goeders wat ons opgewonde maak en ons laat sweef soos arende. Hy's goed wat hier's goed hierin wat jou hoop gee, man. En vreugde bring. Maar hier's ook goed hierin wat vat aan 'n man se hart. Wat vat aan jou siel. Wat vat aan jou gees. Wat jou skud soos 'n klein hondjie 'n speelding sal skud. Ek en jy kan nie selektief wees met die woord nie. Nie vir myself nie en ook nie vir ander nie. Nou gaan ons terug na, wat sê Heilige Gees vir my? Hoe moet ek leef? Jy sien ek moet die waarheid van die woord leef, die hele waarheid van die woord lewe. 2 Timothy 2 verse 15 says, do your best to present yourself to God as one approved. Daar's 'n effort van jou my kant af in hierdie hele besigheid. A worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. In die Afrikaans sê hy wat die waarheid reg sny. Ja, ek en jy kan nie met die Bybel maak wat ons wil nie. Ons kan nie met die skrif maak wat ons wil nie. 'n Koninkrykskind, 'n man en vrou wat behoort aan die koninkryk van God werk reg met die woord. En jy lewe die woord en jy maak 'n verskil met die woord van die Here in jou lewe. Jy's die enigste Bybel wat baie mense lees. So hoe lyk die teks wat jy is? Hoe lyk daai teks? Daar's 'n man. Kom ons sê maar sy naam is Kobus. Dat ek nou nie op iemand se tone trap volgende. Dalk dink jy, ek praat met jou. Sy naam is Kobus. Elke dag gaan Kobus werk toe. En dan hierso oor etenstyd, dan gaan sit hy en hy het sy bekertjie koffie wat hy daar by die werk se in, tap 'n bietjie water, drie koffie. Hulle is nie soos ons wat lekker koffie gee nie. 3 koffie, suikertjies. Dis die werk se suiker, so dis 'n ekstra suiker. Dis die werk se melk, so ekstra melkie. Ag, ons gooi sommer nog koffie ook by. En dan gaan sit hy en hy haal sy toebroodjie uit. 'n Kaas en konfyt toebroodjie. Julle ken 'n kaas en konfyt toebroodjie. So hy sit en dan vou hy sy papiertjie oop en sy pakkie toebroodjies lê op sy skoot. En dan het hy sy beker koffie en dan hap hy. En hy kou en hy drink. Hier by die 3de dag. Nou sit die ander kollegas ook daai, elkeen sit met hulle goedjies nou. Soos ons as mense maak, jy weet, jy vou jou pakkie so half oop. En dan kyk jy so voor jou en dan draai jy net jou oë so. Jy kyk, wat is op sy toebie? Wat is op sy toebie? Jy wil nie regtig net kyk nie, jy weet so. En nou hap hy, hier by die 3de dag, toe sê hy, kaas en konfyt is nie baie lekker op 'n toebroodjie nie. Dis en hy moan oor sy toebroodjie. Nou sit die ander mense sit hier om hom en hulle eet hulle toebroodjies en drink hulle koffie en hierso na 3 weke toe gaan sit hy toe die pakkies kaas en konfyt. Ek kan dit nie meer hanteer nie. Nou elke keer luister die klomp ouens nou so na hom toe en een van die ouens sê vir hom, hou jy nie van kaas en konfyt? Hy sê nee, ek is moeg vir kaas en konfyt. Nou kyk hulle hom so, maar hoekom vra jy nie vir jou vrou? Sy moet vir jou 'n ander broodjie maak nie. Sê ek's nie getroud nie. Ek het nie 'n vrou nie. Nou kyk hom sê, is jy nie getroud nie? Nee, ek is nie getroud nie. Nou wie maak jou toebroodjies? Ek kan maak my toebroodjies.
Jy sien, dit is bloot 'n keuse. It's a choice. You choose. Wil jy die res van jou kindskap lewe net sit met jou kas en konfyt toebroodjie en moan oor jou kas en konfyt toebroodjie, of wil jy 'n slag opstaan en sê, weet jy wat, ek is 'n koninkrykskind en ek gaan so begin leef? It is your choice. Is jou keuse. Jy sien, elke punt wat ek hier genoem het is 'n keuse. Jy kies om oor te gee. Jy kan kies om nie oor te gee nie. En aan te gaan, net soos wat jy is. Jy kan kies om hierdie wêreldse koninkryksdenke mee rond te loop, of jy kan kies om koninkryksdenke te hê. You can choose a kingdom mindset. You can choose to live with a spirit-filled life. Jy kies. Ek kies. Jy kies dit. Jy sê vir jouself, ek kies dit. Jy kan kies om binne in God se wil te leef. Dis jou keuse. Dis die vrye wil wat God vir jou en my uitgedeel het. Dis om te kan sê, ek kan kies. You can choose to live in enmity with this world. Of jy kan kies om sy vriend te wees. Dis jou keuse wat jy maak. Jy kan kies om 'n oorvloedige lewe te lewe. Hoekom? Want die een wat oorvloedige lewe gee is binne in jou. Hallo kerk. Jy kan kies. Jy kan kies of jy woordgesentreerd wil leef en of jy net jou eie kop gaan volg. It's always a choice. So dis wat dit beteken om regtig 'n kind van God te wees. Ja, is baie ander wat ek nou kon bysit, maar is nie genoeg tyd vir dit nie. Maar as 'n keuse. Watter een van die plekke het jy nog nie die keuse gemaak om regtig koninkrykslewe te leef nie? Watter een van hierdie goedjies moet jy nog oorkies? Of jy het gekies, maar dis nie die regte ene nie. Dis die keuse van hierdie wêreld. Watter een? Kom ons maak ons oë toe. Dan bid ons saam. Vader, dankie vir 'n wonderlike en 'n magnifieke woord. En dankie dat U met U woord ons inlei in lewe in. Here, dankie dat wanneer ons U woord hoor, wat in ons lewens spreek en met ons werk, dat U wil is dat ons in lewe in sal gaan, Here. Werklike lewe, wat U van alle tye af vir ons beplan het. En vir ons moontlik gemaak het, deur U Seun, Jesus Christus, ons Here. Dankie daarvoor. Dankie dat U volgens met ons praat. En dankie dat ons kan antwoord. Terwyl jou oë gesluit het, broers, het ek vir U gesê, dis 'n keuse. Elkeen van ons maak keuses. Jy kies watter soort lewe jy wil lei. Ja, en dan miskien is daar van hierdie goed wat jy al reeds keuses gemaak het en is eenvoudig jy is besig om my pad te loop. Of dalk is daar een of twee plekke wat jy sê, Here, ek wil vanoggend dit net kom oorgee aan U. Ek wil ook hierdie deel van my lewe wil ek leef in lyn met die koninkryk van God, van Jesus Christus, my Here. Ek wil daai pad saam met U loop. Ek wil graag saam met jou bid dat die Here jou sal help om dit te doen en hy sal jou keuse eerbiedig en jou seën en help daarmee. En op die plekke waar ons baie keer struikel en val en sukkel om baie keer veg ons teen God se koninkryk, dat die Here ons help om daarmee te breek. Ek wil graag saam met jou bid. As jy volgende wil sê, Here, hierdie deel van my lewe, this I must surrender to you. In this part of my life, I want to come under your kingdom and live in the kingdom of Jesus Christ. I want to pray for you. As jy wil ek moet saam met jou bid, staan gou op jou voete. Sê net, Here, hier is hy. Ek kom gee hom vir U. In hierdie deel van my lewe wat ek nodig, I surrender it today to you. Miskien moet jy sê, I surrender all. Dalk is daar nog 'n deeltjie wat nie oorgegee is in jou lewe nie. Here, ek kom na U toe.
Ek wil hierdie deel in my lewe moet ek leef. Kom verander my denke, verander my lewe. In Jesus naam. As die Here met jou praat, staan op jou voete. Ek gaan dit nie uittrek nie. Jy weet as die Here met jou praat, laat deel daarmee. Maak 'n keuse. Maak 'n keuse. Vader, U sien elke man en vrou wat voor U staan. U ken elke hart. U ken elkeen se hele wese as mens. U ken ons, Here. En U weet waar ons stoei en waar ons sukkel. Vanoggend kom sê ons net, Here, ek kom gee oor. Elkeen van ons kom sê net, ek kom gee oor, Here. Ek gee hierdie deel vir U, Here. Ek stap vanuit my eie koninkryk, my eie denkraamwerk. In hierdie spesifieke gedrag, hierdie spesifieke plek, Here, kom stap ek net in U wil in. Ek kom stap in U manier van lewe in U koninkryk in. Laat U koninkryk ook in my heers. Laat U koninkryk ook in my kom ten volle. Laat U koninkryk in my kom, Here. Dankie dat ons dit kan bid. Dankie dat ons weet U breek en vernietig die werke van die vyand in ons lewens. U maak ons vry. U maak ons heel. U rig ons, Here, op die pad wat U wil hê ons moet loop, sodat ons regtig kan leef. Mense wat lewe het, kan leef. Werklike lewe. Dankie daarvoor. Ons bid dit in die naam van Jesus, die koning van hierdie koninkryk, ons Here, ons verlosser. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.